Vandag is 'n lekker dag, nee. Dit voel of ek in die Formule 1 pitkroeg is hierso. Ek is nou net tussen die olie en die dinge. Ek is maar 'n petrolkop, jong, julle sien mos, nee. Ek praat hierso met Sheldon. Hy gaan my gou verduidelik, hoe werk dit as jy 'n oil sample wil vat ensovoorts. Ons spandeer soveel geld aan grondontledings en al die goed, nee, maar ons vergeet. Daai goed wat daar agter staan, nee, daai lotte. Dis daar waar die geld deesdae heen gaan. Maak seker, laat jou toerusting hou. Kom ons luister. Sheldon, lyk dit? Chips, goed en jy? Nee, wat? Aan die gang. Uitstekend. Okay. Hoe werk dan, noem dit nou maar sommer 'n grondontleding op my trekker se engine, nê? Nee. Verduidelik my gou 'n bietjie, hoe werk die hele storie? Hoekom moet ek dit doen en hoe werk dit dan? Chips, baie maklik. Olieanalise is basies grondontleding. Ek gaan 'n ander voorbeeld gebruik. As jy 'n bietjie dokter toe gaan jy daarso vir 'n health check-up en die dokter sê vir jou, hoorie so, Chips, jy lyk baie gesond, maar as jy daai bloed neem en hy kom agter hoorie so, daar's 'n bietjie tekortkominge aan sekere van die aspekte soos bietjie magnesium of kalsium, dan kan jy vir jou aanbeveel, hoorie so, ek sien 'n bietjie cholesterol, kom ons adjust jou dieet ook. Selfe prinsip doen ons 'n olieanalise ook, so jy weet ontleding van die engine olie self en die groot fokus is om enige uitspattige expenses kan ons verminder met 'n baie maklike program wat jy self kan doen. Okay, so olieanalise is 'n baie maklike kit wat ons offer. So daar's jou ons noem dit 'n extraction gun, jou pompie wat jy hom kan uitsuig uit jou. So hy sê letterlik net soos amper so 'n fietspomp, maar hy suig hom net uit. Ja, so het hierdie pypie wat in jou dipstick gaan by die engine olie self. Jy maak seker dieselfde level. Ons hardloop die engine bietjie dat hy warm word om seker te maak as enige contaminants of enige wear is wat gesak het na die onderkant toe, is 'n deel van die olie self en dan kan ons 'n lekker ontleding kry van dit. Uitstekend, nee. Nou ek het 'n idee, nee. Ons is hier by Japie Breed se plaas vandag het ons sommer getrek, nê. Maar ek dink ons gaan daai trekker, nê, gaan ons 'n bietjie olie gaan steel daar by hom, nê. Ons gaan definitief doen. Okay, en dan wat is die proses daarvan af? Ek het na die olie getrek, hoe en wat gooi ek hom nou vir jou in 'n 500 ml Coke bottel of wat? Nee, so deel van die proses self is jy het hierdie klein sample botteltjie, dis ons monster botteltjie wat klaar die identifikasie het van jou masjien self, kom ons sê 'n John Deere of 'n Case of whatever else met jou ure wat jy gehardloop het, huidiglik. Op die masjien self, asook die ure op die engine olie self, hoe lank jy dit gebruik het. En daarvolgens ontleed ons met die oorspronklike engine olie en dan kan ons sien wat gebeur met die engine olie. Waar is die fondasie van hom en hoe hy afbreek met sekere tye. Volgens dit kan ons dan 'n aanbeveling maak om te sê hoorie so ons kan sien daar's sekere wat kop uitsteek asof weer simptome wat juist in die engine olie is. Okay, so en dan wat is die tipiese goed wat ek kan nou sien uit daai basies nou 'n ontleding? Jy weet as jy nie 'n chemiese ingenieur is nie, is dit baie maklik vir jou. So daar's 'n problem severity chart daar vir jou. En gewoonlik wat jy dan kyk is jou groen en jou geel, dis nog oukei, maar sodra jy begin urgent en critical raak wat bietjie rooi is, beteken dit hoorie so, hoi, stop die lorry. Hierdie engine 'n bietjie probleme en ons moet daarop fokus. So daar kan jy sien, dis nou die ene wat nou sê daai en sê initially die ou olie was klaar rooi en by die tweede hardloop was hy geel, so is klaar urgent en ons klaar probleme wat gebeur in die engine wat 'n groot fokuspunt is vir jou. So kom ons stop hom liewers om seker te maak daar's nie downtime as jy nou weer begin ploeg en whatever else in jou seisoen nie. Nou okay, wat het die ene vir my gesê dan nou? Wat is die So op hierdie enetjie self was die groot aspek die diesel in die engine olie self, so met fuel dilution wat jy optel as 'n percentage in die olie. Hy was van 8.5 af op 250 ure en na 150 ure was hy op 7% wat omtrent so 1.8 liter op 20 liter is. En dit is nogals baie. Dis amper 2 liter Coke in engine olie self. En ek meen die uiteinde van hierdie engine was hy is nie meer met ons. Hy is nie meer met ons nie. O ja, ons het ongelukkig hom verloor. Maar ja, hierdie is 'n baie maklike indikasie vir jou net om te sê hoorie sommer weet condition monitoring wat ek kan fokus om seker te maak ek kyk na my apparatus. Okay. Ek wil dit nou doen, nê? Moet julle nou uitkom na my toe, kan ek die kit besigheid by julle koop met 'n klomp botteltjies as ek nou my jaarlikse diens of wat ook al het en ek trek sommer al my trekkers deur. Hoe werk die storie? So Troop, ons sit partner met 'n local laboratorium Weightcheck. Hulle is reg oor die land, so daar's baie aspekte aftrekke waar jy kan die sampletjie afdrop. Baie maklik jy kry 'n kit van Weightcheck af of direk van ons af self. Die lekker ding is daai nommer is dan getrace met ons laboratorium self en ons kry die terugvoer van 'n rapport en ons kan 'n bietjie advies gee vir jou op sekere aspekte van die olie, waarop te fokus.
hierdie injector kon 'n bietjie help of kom ons verander die olie want hy het bietjie afgebreek, daar's oksidasie in die olie self. So daar's baie aspekte waar ons vir jou 'n bietjie kan bietjie navorsing gee. Maar groot punt is jy kan hierdie kit jouself implementeer op al jou trekkers, op al jou So ek trokke. koop die kit by julle, sommer net al die goeders by en ek stuur vir julle die goed en dan gaan julle vir my sê, okay, right, luister hierso. Rooi vlaggie, wat, hierso, kyk, daai trekker probleem. 100%, definitief, presies, so maklik. So dis nie nodig dat een van ons ouens uitkom nie, maar ek dink die lekker ding is met die eerste setup, as jy 'n bietjie advies nodig het, hoor hierso, dis 'n so 'n situasie, dis my setup van die trokke wat ek hardloop of die trekkers wat ek hardloop. Dis baie eenvoudig. Ons kan net vir jou 'n bietjie advies gee volgens jou diensintervalle. Ek weet baie ouens doen 240 ure diensintervalle, maar baie van die olie het klaar afgebreek op daai stadium en dit accelerate die wear in die engine. En dan jou dis nou vir alles, nee, jy kan 'n hydraulic olie, engine olie, die hele lot doen. 100%. So die lekker ding is as jy vir jouself 'n program in plek sit en sê hoor hierso vir elke groot diens 240 ure, trek ek 'n monstertjie op my hidroliese kant, op my coolant, op my engine olie self en dan kyk ek die overall condition van daai sisteme om seker te maak dat as daar probleme uitkom, kan ek daarop fokus voor dit 'n probleem raak. Okay, so as jy lus is vir geld spaar, nee. Never mind dit. Alles hardloop meer effektief vir gladder rit is, jy weet dit ook, nee. Belê vir jou in so 'n kit, nee. Klein botteltjies, dan jou nuwe grondontledings, daar gaan hulle, nee. En dan kan jy op die einde van die dag net jou trekker se lewens 'n dier net verleng, beter wees. En jy weet die dag as jy 'n ding verkoop, nee, en dan kry so 'n verslaggie saam met hom wat vir my sê, luister hierso is presies hoe daai trekker hanteer is in sy lewe. Beloof jy gaan jou paar rand meer betaal vir daai trekker. Right. As jy belangstel, linkie bo vir jou onder, kom met Liquid Molly in kontak, bel die nommers, jy soek dat bel hulle, né? En dan gaan hulle vir jou presies uitsort met hierdie, hoe sê hulle, grondontledings vir jou engine, né? Dis nie van Farm Space af tot volgende keer. Groete.